Ek wil begin vanoggend, miskien op 'n ander noot. Ons is besig met Romeine en weer eens, ek het Sondag gepreek oor Romeine. So ons gaan aan met Romeine, want Romeine is eintlik die teologie rondom die opstanding. Paulus se teologie gaan oor die opstanding. In Romeine 10 vers 9 sê hy, almal wat met hulle mond bely dat Jesus hulle Here is en glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal gered word. Dis hoe ons weet ons is gered, as ons die belydenis het, met ons hart glo ons, dat God hom uit die dood uit opgewek het. Sonder dit is ons nie gered nie. Ek kan nie vir 'n oomblik dink dat die kerk van die Here Jesus ooit kan twyfel oor die opstanding. Wel, miskien kan jy twyfel, maar die oomblik as ons verklaar, dat hy nie werklik vleeslik opgestaan het nie, dan sê Paulus in 1 Korintiërs 15, ons is van die bejammeringswaardiges van alle mense. En dan mors ons tyd hierso volgend. Maar omdat hy opgestaan het, is dit die lewende hoop. Volgende wil ek bietjie met julle gesels oor die grootste teologiese, filosofiese vraag wat daar kan wees. En daar's baie bewyse of baie argumente rondom die bewyse van God. Hoe weet ons God bestaan? Hoe weet ons hierdie goeters? En een van die grootste bewyse is amper die morele kompas wat elke mens het. Is dit nie so nie? Hierdie idee dat jy van kleins af weet wat reg en verkeerd is. En hoe is dit dat die mens die enigste wese op aarde is wat hierdie onderskeid kan maak tussen wat moreel eties reg is en moreel eties verkeerd is? Dis die amazingste deel. En nou sê jy vir myself, maar jy weet, kinders weet nie dit nie. Ja, nee, kinders weet ook wat reg en verkeerd is. Jy weet, by verjaarsdagpartytjie, dan kom jy dit agter, as almal, jy weet, jy sny die koek so in die middel, jy weet, en gee nou net vir die een kind 'n groter stukkie koek. Dan kom sy moraliteit baie vinnig uit. Wat is die eerste ding wat 'n 3-jarige of 'n 4-jarige wat nog nooit gehoor het van regverdig nie? Hulle nooit gehoor dat iets regverdig moet wees nie. Die oomblik as jy vir een groter, as jy vir Ruben 'n kleiner stukkie koek as sy sussie gaan gee, Pierre, gaan jy dit sien. Wat gaan hulle sê? Sy fairy. Hulle weet nog nie wat fair is nie, maar dit lyk nie soos fair hierdie nie. Dis ingebou in elke mens se lewens, hierdie verstaan van moraliteit en van wat reg en verkeerd is. En ons is die enigste wese wat dit kan sê. Die vraag is natuurlik, as ons nie glo in God nie, kan ons enigstens sê iets is reg en verkeerd? Dis die vraag eintlik. As ons nie glo in 'n God, die ultimate een wat die wetgewer is nie, wat dit ingeprint het in elkeen van ons lewe, dat daar iets is soos goed, en iets is soos sleg, en iets is soos reg, en iets is soos verkeerd. As daar nie 'n God is wat dit ingeprint het in elke mens nie, hoe kan ons dan sê dat enige iets goed en reg of sleg is? As ons net blote lukrake atome is wat hier rond sweef op 'n natuurlike proses geskep is, Gerard, dan moet ons vir mekaar sê, daar kan nie iets wees soos reg en verkeerd nie, want dan doen ons maar eintlik maar net wat ons DNA vir ons sê om te doen. Is dit nie so nie? Ek meen, dan is daar eintlik geen skuld aan ons verkeerd doen nie, want dis maar net wat ons DNA vir ons sê om te doen. Verstaan jy, dis nou hoe ons leef, en verstaan jy, baie ons dink, wat hulle eers 'n keer gesê, een ou skryf, hy sê, baie ons sê, love your neighbor, and other one says, you can eat your neighbor. En dan kan ons ook nie sê, dit is reg en verkeerd nie. Die ander vraag is, bepaal elke mens en kultuur sy eie morele kode? Is dit nie dalk net 'n kulturele ding wat elke ou verstaan wat reg en verkeerd is op grond van die morele kode wat oorgedra is aan jou deur jou ouers of nie, jy weet, en tog is daar iets anders, tog weet ons instinktief dat daar iets dieper is as net ons moraliteit wat gekoppel is aan ons kultuur of ons ouers, want ons verstaan diepgaande die verkeerd in hierdie wêreld. Dis interessant dat jy tot vir ateïste, ek in een gesprek wat ek gehad het so 2 weke terug, sê die ou, hy glo nie in God nie, maar he believes in evil. Nou dis 'n weerspreking van dit wat hy nou net so pas gesê het, want as jy glo in evil, dan glo jy ook in goed, en as jy glo in goed, dan moet jy ook glo dat die een is wat geskep het, goed geskep het. Dis hoekom jy kan aflei dat iets evil is. Jy kan slegs aflei dat iets slegs is, omdat daar goeie is, en omdat daar ultimate goed is. En dis God. Anderste natuurlik is die vraag, is Adolf Hitler 'n moreel etiese goeie mens?
Maar kultureel en hoe hy groot geword het en in Duitsland, het hy op 'n punt gekom waar hy dink, weet jy wat die moreelste ding om te doen, is om letterlik 'n klomp mense in 'n gaskamer te sit en hulle dood te maak, en die gestremdes en mense wat nie soos ek is en soos ek lyk, en dan kan ons 'n beter ras maak. Dit is eintlik die 'n wêreldse siening wat sê mense het net natuurlik ontstaan, is dat enigiemand moreel eties kan optree op grond van wat hy dink moreel en eties is. En wat die beste is vir die mensdom. En tog weet ons dat dit nie so is nie. En so vanoggend wil ek praat oor die twee arms. Paulus praat oor die twee arms hier in hoofstuk 5 vers 12. Blaai gesaam in Romeine hoofstuk 5 vers 12. Ons gaan nalees van vers 17 af. Julle kan die hele gedeelte lees vanmiddag, maar dis ons gedeelte. Kom ons lees van vers 17 af. Dis hierdie wonderlike onderskeid wat Paulus praat oor die eerste Adam en die tweede Adam. Die eerste Adam wat in sonde was, wat die boom van goed en kwaad geëet het, en die tweede Adam wat die boom van lewe is. It's an amazing ding. Die eerste Adam wat die boom van goed en kwaad geëet het, want ons wil onderskei tussen goed en kwaad, en ewe skielik toe hy die boom eet, toe val die oë, sy skille van af, en hy besef hy's naak, en hy besef dat hy sondig is, want hy het die boom van goed en kwaad geëet, en die boom van lewe wat Christus is. Vers 17 sê, deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer, deur hierdie een mens, maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling van alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredings nog meer te maak. Dis 'n interessante konsep, nê? Dis nie die wet wat vir ons sê iets is reg en verkeerd nie. Dis hierdie ding van die eerste Adam wat die boom van goed en kwaad geëet het in 'n sekere sin en wat dan hom laat onderskei tussen goed en kwaad. Maar wat die wet gedoen het, die wet het die sonde meer gemaak. Jy sê, hoe werk dit? Paulus, hoe verstaan jy dit nou? Dat die wet sonde meer maak. Eintlik moet die wet die sonde minder maak, want dan weet ons wat reg en verkeerd is. Nee, hier's 'n interessante ding. Het julle geweet dat 'n samelewing met hoe meer wette hy het, hoe meer wetteloos word hy? Het jy al 'n skool, onthou jy Gerard, jy in skool was, wie was onlangs in die skool? Jy weet, as hulle in die skool die van vir jou reël gee, wat is die eerste ding wat jy wil doen? Jy wil die reël breek. Dis die eerste ding. Onthou julle toe die spoedgrens 100 was? Hoe vinnig het jy gery? 110. En dis kyk hulle die spoedgrens 120. Okay, nou gaan mense minder die spoed oorbreek. Nee, wat wil jy dan doen? 130. Dis weird dat die wet eintlik die sonde meer maak. Want nou dat ons weet wat reg en verkeerd is, nou wil ons die boundaries toets daarvoor, nou wil ek sê, maar ek weet wat reg en verkeerd is, ek kan dit bepaal, ek weet wat dit is. En so die sonde raak meer. Vers 20, die wet het bygekom om oor die oortreding nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus, ons Here. Hier is die Bybelse wêreldbeeld. Die Bybelse wêreldbeeld is die volgende. Ons is afstammelinge van die eerste Adam. Ons kom van die eerste Adam af. In ons lê die sonde diep in ons harte, en jy kan dit sien in jou lewe. Dis ongelooflik as ek dink aan dat in die eerste Adam het ons almal gesondig, en daarom lê hierdie nalatenskap in ons eie lewe as jy dit sien in jou lewe. Wie van julle het al probeer om goeie te doen? En dan gemeente het al probeer die goeie doen. Jenny die goeie doen, nee? Was jy suksesvol? Want die vlees van die mens is gedoop in hierdie sonde van die eerste Adam. Dis die Bybelse wêreldbeeld. Ons is nie, soos ons is baie keer, dan dink ons by onsself, "Og, hierdie babatjie, hulle is 'n skoon bladsy." Verstaan jy? "Og, hulle kan niks sleg doen nie." Jy moet tot nie sy bottel vir hom gee nie, verstaan jy? Dan
Interessante ding, jy weet, ons dink by jouself, kinders word, dis die moderne kyk na die mens, jy weet, sy omstandighede moet net verander. As sy omstandighede verander het, dan raak hy 'n beter mens. Is dit nie so nie? Dis wat ons sê, as hy net meer geld het, dan gaan hy 'n beter mens word. As hy well-educated is, dan gaan hulle 'n beter mens word. Nee, al wat jy kry met 'n well-educated mens is dat hy 'n groter dief word en 'n beter dief word. En sy sonde in homself meer en meer raak. Hier is die interessante ding, die onvermoë van die eerste Adam om gehoorsaam te wees en ons onvermoë om ook gehoorsaam te wees en dit wat ons weet reg is. Dit wat ons weet reg is. Ons is nie 'n blank slate nie. Ons is kinders van die eerste Adam. En weer eens, jy kan net 'n 2-jarige partytjie bywoon. Wie het die afgelope tyd 'n 2-jarige partytjie bygewoon? Waar daar presente uitgedeel is. Kersdag was chaos in ons huis. Veral by die neefies en die niggies. Verstaan jy? Want die oomblik as jy vir een gee wat jy nie vir die ander een gee, en dan is dit 'n stryd. Pieter het die most embarrassing moment vir sy ma was, toe ons met die neefies en niggies kuier, en die neefie kry so 'n mooi karretjie, en hy wil presies daai karretjie hê, die want dis wat hy wil hê. En in dit sien ons die eerste Adam. Solzhenitsyn het die volgende, Alexander Solzhenitsyn in die Gulag Archipelago het die volgende gesê, en dis die interessante ding, hy sê, if only it were all so simple, if only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds. Wat hy sê is die volgende, sê maar net as evil mense. Ken jy evil mense? Wie ken evil mense hier vanoggend? Enig iemand? Alright, een. Wonderlik. Committing evil deeds. And it was necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. So al wat jy moet doen met evil mense, al wat jy hoef te doen is om evil mense dood te maak. Dan is die probleem is opgelos. Dan is het ons Ethiopië, sê Alexander Solzhenitsyn. But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. And who is willing to destroy a piece of his own heart? Die lyn tussen goed en sleg, tussen good and evil, hardloop deur elke mens se hart. En weet jy wat is die moeilikheid? Ons kan nie ons eie hart verander nie. Want ons is nie bereid om ons eie hart uit te haal nie. En hier is die grootste stryd van die mensdom vanoggend, is nie dat ons nie 'n beter omstandighede kan bou nie, want dit is 'n leuen. Die omstandighede bepaal nie die mens nie, die omstandighede ontbloot die mens se hart. Dis nie so dat sekere mense beter as ander is nie. Dis nie dat sekere mense in omstandighede is wat hulle harte vir hulle self meer duidelik maak. Dis 'n interessante ding. Baie keer dink ons die omstandighede gaan ons beter maak, is dit nie so nie. As ek net in hierdie omstandighede groot gemaak het, is nie. As sekere mense net in 'n beter omstandighede groot gemaak het, dan was hulle nie sondaars nie. Dan was hulle soos ek, 'n great mens. Kan ek vir jou geheim vertel hoe jou eie hart op hierdie oomblik? As jy in 1935 in Duitsland groot geword het, was die kanse bitter goed dat jy eerder 'n nazi was as jy Dietrich Bonhoeffer was. Die kanse dat jy gesê, yes, die Jode word uitgeroei, 'n baie groter kans is dat jy iemand was wat opgestaan het, wat bereid was om te sterf. Kan ek jou nog 'n geheim vertel? As jy 2000 jaar terug geleef het in Jerusalem, en daar was 'n man genaamd Jesus, was die kanse baie beter dat jy een van die crowd was wat geskree het, Len, kruisig hom, kruisig hom. En 'n Petrus wat gesê het, ek ken hom nie. En 'n Judas was wat hom verraai het. Dis die mens se hart. Dis die mens se hart.
Dis wat Paulus sê oor die eerste Adam. Ons is almal deel van die eerste Adam. Nou wil ek 'n vergelyking tree tussen die twee Adams en dit is so mooi as jy die Bybel kyk en jy kyk dit deur die oë wat Paulus hier doen. Paulus gaan altyd in Romeine terug na die oorsprong toe, na Genesis 1, 2 en 3. En ek wil julle hierdie twee vergelykings tree want ons kom nou by die goeie nuus. Hou aan en by die opstanding uit die dood uit. Die eerste Adam ongehoorsaam, die tweede Adam tot die dood toe gehoorsaam. In Filippense 2 skryf Paulus die volgende woorde. Hy sê, hy was tot aan die dood was hy gehoorsaam. Ja, die dood aan die kruis. Die eerste Adam is ongehoorsaam. Die eerste Adam kan nie in sy vlees gehoorsaam word nie, want hy is ongehoorsaam in sy wese. Die tweede Adam tot die dood toe gehoorsaam. Die eerste Adam boom van goed en kwaad, die tweede Adam boom van die lewe. Die eerste Adam wil weet wat reg en verkeerd is. Weet jy hoekom wil die eerste Adam weet altyd wat reg en verkeerd is? Want dan kan hy bepaal wat reg en verkeerd is. Dis die punt. Ek sê wat reg en verkeerd is. Het jy ooit iemand aangespreek oor hulle sonde? Sê, hoe kan jy vir my sê wat reg en verkeerd is? Dis die tyd van ons, dag van ons tyd. Ons moet nie dink die tyd waarin ons leef is vreemd nie, want mense wil hulle eie identiteit vorm. Hulle wil sê wat hulle weet is reg en verkeerd. Dis hoe ons groot word. Ons wil weet, dit is wie ek is. In plaas van wat God my gemaak het om te wees, wil ek bepaal wat ek weet oor goed en kwaad. Ek sal vir jou sê wat goed en kwaad is. En daarom kom hierdie nuwe woord in ons kultuur ook uit van almal se waarheid. Jy het 'n waarheid, Freek, ek het 'n waarheid, in het 'n waarheid, Jacques het 'n waarheid, en so weet ons nie eintlik wat die waarheid is nie, want almal het 'n waarheid. Wat is daai waarheid? Van wat goed en sleg is. En ek bepaal wat goed en sleg is, want dis my waarheid. Jy weet nie hoe ek groot geword nie. En daarom baie keer dink ons by onsself, hier is die volgende ding van die sielkunde waarin ons leef in hierdie dag. En die sielkunde het baie keer goeie goedies, maar meeste van die tyd is gebou op humanisme, wat eintlik op die einde van die dag sê, kom ek help jou om in jou vlees anders te word, en mense kan nie in hulle eie vlees verander nie. Dis die eerste kind. En die tweede ding is, mense word nie verander deur hulle omstandighede nie. So die eerste Adam, boom van goed en kwaad. Die tweede Adam, die boom van lewe. Interessant genoeg, ek dink baie keer aan die volgende. As ons dink aan die boom van goed en kwaad, dit is hoekom mense hou van 'n wet. Jy agterkom, mense hou nie van die evangelie eintlik nie. Want dit is 'n moeilike ding die evangelie om te vertrou dat die Here dit vir my gedoen het. Ek gee my net 'n wet. Wat moet ek doen, Fred? Dis hoekom mense hou van die moslim geloof ook, want die moslim geloof kan vir jou sê, hy kan nie vir jou sê dat jy dit maak nie, want eintlik as jy dink by jouself, dan maak niemand dit nie. Verstaan jy, dis die terribleste ding, imagine dit. Maar dan weet ek al, ek kan min of meer beter wees as Sunny of Pietie of wat ook al. Die eerste Adam is naak vir God. Die tweede Adam is ook naak vir God. Hier is die amazing ding, die eerste Adam eet die boom van goed en kwaad, sy oë skille van sy oë. Wat is die eerste ding wat hy agterkom? Hy's naak. Hy's kaal. Hy staan voor 'n God en hy besef hy's naak. Die tweede Adam is 'n ongelooflike beeld. Meeste van ons prentjies oor die kruisiging is 'n prentjie van Jesus met 'n doekie. Julle geweet, die kruisiging slat jou naak aan die kruis vas, want dit is meer as net 'n lydingsproses, dis 'n vernederingsproses. Dis 'n vernederingsproses. Hulle slaan die kruis vas, hulle slaan hom in die middel van 'n grootste kruising in Jerusalem, slaan hulle Christus naak vas. Hy staan naak voor God die Vader. Soos hy die eerste Adam naak gestaan het. Maar die eerste Adam het naak gestaan met sy eie sonde, die tweede Adam het naak gestaan vir ons almal se sondes. Die eerste Adam, God roep vir die eerste Adam. Onthou julle in die boom van, in die tuin van die Eden, wat gebeur? Adam kruip weg. Hy's naak. Hy maak vir hom vyeblare aan mekaar. Soos wat ons nou nog doen. Ons het hierdie mooi vyeblaartjies wat ons vir mekaar aanheg. Baie keer in die kerk nog steeds. Ons het hierdie mooi vyeblaartjies, maar eintlik besef ons is naak. En God roep vir die eerste Adam en hy sê, Adam, Adam, waar is jy? Wat doen die tweede Adam? Die tweede Adam roep vir God, die Vader, en sê, waar is jy? My God, waarom het U my verlaat? Dit is 'n ongelooflike beeld.
Die eerste Adam kom God na hom toe en sê, Adam, waar is jy? Die tweede Adam hang aan die kruis en hy sê, my Vader, waar is jy? Die eerste Adam se sonde lei tot die dood toe. Dis die interessante ding, die sonde lei altyd na die dood toe. Die lewe van die eerste Adam het na die dood toe gelei, die tweede Adam se dood het na die lewe toe gelei. Hier is die mooiste. Dis in sy dood wat ons lewe ontvang. En deur sy dood het ons lewe ontvang. Hier is die amazing ding, ek sê die hele tyd vir julle vanoggend, ons is almal deel van die eerste Adam. Nee, dis nie waar nie. Wie se belydenis is as Jesus hulle Here is vanoggend? Sê gou op jou hande, wie se belydenis Jesus is my Here? Wie glo met sy hele hart dat God hom uit die dood het opgestaan het? Nee, nou moet jy, ek wil nie, jy moet, as jy twyfel, moenie opsteek nie, as jy wonder, moenie opsteek nie, dan kom sien jy my na die tyd, verstaan? Want ek wil weet, wie is dit? Alright, ek het goeie nuus vir jou. Jy's deel van die afstammelinge van die tweede Adam. Jy's wederbaar. Weet wat beteken wedergeboorte? Jy het 'n nuwe bloedlyn. Jy het 'n nuwe bloedlyn. Jy het die bloedlyn van die tweede Adam. 2 Korintiërs 5 vers 7, blaai gesaam my na 17. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê die volgende. Ongelooflike gedeelte hierdie, en ek dink mense lees dit nie met daai ingesteldheid nie, maar 2 Korintiërs 5 vers 17 sê die volgende. Weet julle dit almal? Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe Adam. Die Griekse woord daar is 'n nuwe skepping. Daar's 'n herskepping. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toe vertrou. As jy in Jesus Christus is jy 'n nuwe Adam. Jy het die DNA van die tweede Adam. Jy staan nie meer onder die sonde nie, maar jy staan onder die lewe. Hy het jou lewend gemaak. Wedergeboorte is niks anderste as 'n nuwe bloedlyn nie. En daarom is dit vir my altyd interessant dat mense wat kinders van die Here is, goeters kan sê soos daar's bloedlynvloeke oor kinders van die Here. Nee, dan sê ek nee, jy is nie deel van die ou Adam nie. Jy's nie eers deel van jou pa en jou ma of jou oupa en jou ouma nie. Jy's nie meer deel van hulle sonde nie. Jy's nie meer deel van hulle lewe nie. Jy's deel van Jesus Christus se lewe wat vir jou gesterf het aan die kruis van Golgotha en opgestaan het uit die dood uit. En omdat hy opgestaan het uit die dood uit, het hy die lewe in jou hart ingeplaas en leef jy met die Heilige Gees se lewe in jou. Dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, is nou in jou. Hoe kan jy praat oor 'n vloek as hy die vloek alleen gedra het aan die kruishout? Jy het nie onder die vloek nie, jy is onder die lewe. Die vloek is gebreek. Die vloek van die eerste Adam is gebreek. Hier is die mooiste deel van wat Paulus hier skryf. Is nie mooi nie. Hy sê, die wet het bygekom om die oortreding nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat ons, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. Soos wat by sonde meer geword het, het die genade net meer geword. Weet jy wat is die wonderlikste ding? As ek nou nog letsel sien van die ou Adam, as nog so nou en dan sulke, jy weet, daai oude Adam, hy lijk wil opstaan in jou. Wie dit al ervaar, jy weet, die dooie lijk wat opstaan in jou, verstaan jy? Daai vlees in jou, verstaan jy? As jy daai letsel sien, weet wat gebeur, is eintlik amazing dat die Here jou herinner eintlik, dat as jy sonde doen, die genade meer is. Die genade meer is.
want dan is Stefanie hom nou afsit. Hulle wil weet hoe om wederbaar te word aan Irina. Ons gaan hulle nou sê. Hier is die amazing deel. Is dat wanneer ek die vlees in my nog sien opstaan, dan besef ek die vlees is die tweede arm is doodgemaak en dan besef ek die genade is meer as die sonde wat ek nou doen. Die genade is nog meer. Dis 'n amazing ding. Partykeer het die Here, ek wil nie sê, Paulus sê in Romeine 6, ons gaan volgende week daaroor praat, sê, sal ons nou meer sonde doen sodat die genade kan meer word? Beslis nie. Maar weet jy wat die interessante ding, baie keer as ek val in my sonde, dan besef ek dank die Vader, ek is onder die arm, die tweede arm. Dit maak my net meer nederig om te besef is sy werk en nie my vlees se werk nie. Christus se dood het lewe beteken. Die sonde van die mens, die sonde van die eerste Adam, het gemaak dat die genade van God duideliker sigbaar is. Is dit nie mooi nie? As jy gewonder het, hoekom daar nog sonde is, hoekom is daar sonde? In 'n groot mate is dit sodat God sy liefde en genade aan ons sigbaar kan word. Sy genade is genoeg. En nou wil ek vir julle Jesaja, ek het Vrydag Jesaja aangehaal, maar ek wil hom vir julle lees, want dit is die krik van die eerste en die tweede arm. Die eerste arm in die tuin, die tweede arm in die tuin, die opstandingstuin. Jesaja 53. Wie sal ons glo, vers 1, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Want hier is die ding, wie sal die mag kan raak sien? Daar, as jy die kruis sien, dan sien jy magteloosheid. As jy die opstanding sien, sien jy die krag van God. Maar dan moet die magteloosheid van die kruis wees om die krag van God raak te sien. Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie, tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat ons vrede moes bring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dat opstanding gekom uit die dood uit. Ons is deel van die nuwe Adam, van die tweede Adam. Dis die hoop van Christus. Amen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om in hierdie oggend voor U te kan staan en dankie dat ons nie deel is meer van die ou Adam nie, die eerste Adam nie. Dankie Here dat ons nie onder die heerskappy van sonde staan nie, maar die heerskappy van die lewe. Dankie vir wedergeboorte, Vader. Dankie dat die bloedlyn verander is, dat die sonde wat die eerste Adam gebring het, vervang is tot lewe, tot ewige lewe. Ag Vader, ek weet dat baie keer ons nog die dood in ons sien, as ons baie keer sondig, maar dankie Vader, dat in daai oomblikke wanneer ons sondig kan weet, dat die genade nog oorvloediger is, en dat die lewe groter is as die dood. En daarom sien ons uit, Here, om eendag saam met U te kan lewe. Vader, ons wil soos Paulus verklaar in hierdie oggend, Filippense 1 vers 20, vir my, vir ons, is die lewe Christus, en die sterwe wat 'n wins. Wat 'n wins. Want dan kan ons by U wees. Vader, as ons hierdie opstandingsoggend vier, dan sien ons uit na die opstanding, die finale opstanding, wanneer ons voor U gaan staan. Vader, miskien is hier iemand wat nog nie seker is nie. Miskien is hier iemand vanoggend wat twyfel.
wat hoor hierdie woorde, die Here het opgestaan en dit voel soos leefwoorde wat nie weerklank vind in hulle hart nie. Vader, net U kan lewe skep in mense se lewens. Bring U lewe voort. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Halleluja. Halleluja. Jene mense, julle charismatics. Wat 'n wonderlike ding. Sê vir die ou langs jou, vir jou, die Here het opgestaan. Jy is in sy nuwe bloedlyn in die tweede Adam. Sê dit vir mekaar, jy is die deel van die tweede Adam. Die lewe heers in jou. Die hoop van Christus se opstanding. Die genade van ons Here Jesus Christus. En die liefde van God ons Vader. En die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle wees en bly totdat Jesus kom. En julle kom haal. Amen. Amen. Halleluja.